Goeiemôre gemeente, kom ons staan op en ons sing hierdie lied. U is welkom om u stille in te neem. Indien u gisteraand al hier was, sal u sien dat ons begin nie vanoggend met 'n fotum of 'n seëngroet van enige aard nie, want dis basies een erediens wat gisteraand begin het en eers Sondagoggend gaan afsluit. En ons vat julle saam met ons op hierdie reis soos wat Jesus moes meegaan in sy laaste naweek. Ek begin met 'n gedig van Niels Jackson. 5 dae tevore, op die Sondag, het hy triomfantlik die stad ingery. Op 'n donkie se rug, 'n groot skare, het hom verwelkom met palmblare. Sy pad uitgelê, geroep, loof hom, wat in die naam van die Here kom. En prys die seun van Dawid met 'n dors, na 'n nuwe ryk van 'n nuwe vors. Maar Jesus wat weet wat in hulle harte skuil, het niks gesê nie, net saggies gehuil. Die donderdag aand na hul laaste ete, is hy na die tuin toe met die wete van wat wag, en die seun wat God was bang, want hy was ook mens, en daarom het hy verlang, dat Petrus en nog 2 by hom moes bly,
terwyl hy bid, maar hy sou alleen lei. Die wat deur dik en dun by hom sou staan, was te vaak, alleen sou hy daarvandaan. Het hy geweet in bloed en sweet moes drink, aan die bitter beker wat God sou skink. 3 jaar lank was Judas saam met hom. 3 jaar lank het Judas saamgekom. En gegaan was hy teenwoordig gewees, as Jesus 'n blinde of lamme genees. Vir jongeres sorg omgee vir mense, buite van soedelikheid se netjiese grense. Judas se liefde ken ons almal goed. Die mooi glimlag, die skynheilige groet. Die aand het hy dit vriendelik gedoen. Maar soms sit daar selfs moord in 'n soen. Toe hulle Jesus gryp, wou Petrus help speel en die vors van vrede met geweld verdedig. Maar Jesus het nee gesê. Hy wou 'n ander disipel hê. Van Petrus die rots, want dit was hy wat verklaar het, ek sal altyd by u bly. Maar die nag, soos soveel vandag nog maak, deur hul dade as dinge ongemaklik raak, het dieselfde Petrus die rots 3 keer gesê, ek pas nie by Jesus nie. Pilatus die goewerneur wou billik wees, maar die skare het geskreeu, kruisig hom. Hy wou 'n uitspraak van onskuldig lees, maar die skare het gedreun, kruisig hom. Sou hul keuse Jesus bo die rower wees? Nee, die skare het gegil, kruisig hom. Later het hy hul woede gevrees, want hul haat het dit gebrul, kruisig hom. Toe Pilatus sy hande afgespoel, in die hoop dat hy sou beter voel. Dit was die bespotlikste van konings, die purpermantel, die kroon van dorings. En as die koning dors is, kry hy wyn, vonkelwit, donkerrooi, nee, liefs asyn. Vir ure het die groot spot aangegaan toe 'n hooglied, wie het jou nou geslaan? Die gesel het gespeel oor sy rug, sy lyf was rooi van bloed op die koppie dryf. Hulle spykers deur sy polse, 'n skouspel was. Dit vir die wat roep, red nou jou eie bas. En aan 'n kruis roep 'n man hard na sy pa, en sug verlaas, water en bloed dra. Die boodskap van sy dood, die aarde beef, en grafte beer oop. Dooies wat leef verskyn oral in die tempelskeer, die voorhangsel oor wat buite gebeur. Die son het ophou skyn. Dit is 12 uur. Middag. Deur die duister roukleed dier van 3. Die skepping rou en 'n groot stilte beaam. Die seun van God is dood. Ons het Jesus triomfantlik by Jerusalem ingewag. Ons het gisteraand toegelaat dat Jesus ons voete was. Ons het saam met Jesus gaan bid toe hy moedeloos was. Ons het weggeraak toe hy ons nodig gehad het. Kom ons aanbid hierdie God, hierdie Jesus, wat ons vandag bely. Kom ons staan op. Die naam is ons voor.
Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want the good without us. So Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Wonderful name it is. The name of Jesus. Here, dankie dat ons vanoggend voor U kan neerbuig. En dat U as God mens geword het, sodat ons lewe in volheid kan geniet, Here. Dankie dat U vir ons elkeen gesterf het. Dankie dat U ons by ons naam ken nog voor ons gebore is. Dankie dat U ons so lief het, dat U U eie lewe nie gespaar het nie, maar dat ons die vrug daarvan kan pluk. Here, dankie dat ons vanoggend kan dink daaraan dat U vir ons aan 'n kruis gesterf het, dat U vir ons in 'n graf gelê het. Maar dankie dat ons weet Sondag kom. En daarom kan ons nou al sing en sê dat die dood kon U nie vashou nie. U het dit oorwin. Ons eer U, Here Jesus, vir wat U vir elkeen van ons gedoen het. Amen. Death could not hold you, the veil tore before you, you silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory.
Kom maar sit. Geliefdes, ons tema vir Paasfees is 'n lappe Paasfees. En die gedagte het gekom van ons bedieningsspan wat bymekaar sit en die storie van Paasfees so half mekaar vertel, van waar ons by Palm Sondag begin. En ons het die hele tyd gehoor dat daar hierdie idee van klere, materiaal, lappe wat die hele tyd na vore kom, wat so half 'n draadjie vou reg deur die Heilige Week. En dit is waarom ons vandag bietjie dieper gaan indelf in die verskillende idees van lappe wat ons sien in die stories. Maar voordat ons daar kom ons sluit die oë. Here, ons wil vir U dankie sê dat ons U naam kan grootmaak. U kan erken as die een wat ons gered het, die een wat ons verlos, wat ons vry maak. En dat dit juis op Goeie Vrydag plaasvind. Here, wanneer ons vandag in U woord wandel, is ons so bewus van die seer, die swaar, die lyding wat U moes beleef. Here, help ons om daar te gaan wat vir ons ongemaklik is. Dat ons harte sal oop wees vir hoe swaar U moes kry, sodat ons nie hoef swaar te kry in daardie selfde opsig nie. Dat ons nie hoef te ly soos wat U gelei het nie. Here, wanneer ons in die woord wandel vandag op Goeie Vrydag, mag dit wees met 'n hart wat dankbaar is. Met 'n hart wat oop is om te hoor wat U volgende vir ons sê. En met 'n hart wat ywerig is om gehoorsaam te wees. Here, praat met ons want ons wil so graag na U luister. Amen. Geliefdes, die tekslesing vanoggend of die skrifgelesing vanoggend is in Johannes 19. En Johannes maak baie van alles wat gebeur het op Goeie Vrydag, die dag wat Jesus gekruisig is. Hy vertel in diepte en hy gaan daar waar ons net gesê het ook, dalk nie wil gaan nie. Ek het 1 jaar die fout gemaak om Passion of the Christ op Goeie Vrydag te kyk en ek was so ontstel, ek dink ek voel nou nog so half bietjie getraumatiseer. Wanneer Paasnaweek kom, is daar 'n opwinding, want ek sien uit na Opstanding Sondag toe. Maar daar's hierdie angstigheid oor wat moet plaasvind voor dan. Oor dit wat Christus moes deurgaan en ek wat weer 'n keer daardeur moet leef. Want al wat by my opkom is skuldgevoel oor hoe ek verantwoordelik was dat Jesus daar moes wees. Johannes skroom nie weg daarvan af nie. Hy deel in diepte. En ek gaan probeer om soveel as moontlik van die tekste uit te wys wat ons spesifiek vandag vir ons belangrik is. En ons begin by Johannes 19 vers 1 tot 6. Dit is op die skerm, sou jy wil saamlees of anders is dit in jou Bybel op jou toepassing, net soos wat vir jou gemaklik is. Johannes 19 vers 1 begin met: Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. En hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê: Ons groet U, koning van die Jode, en elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê: Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. En Pilatus sê toe vir hulle: Dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle: Kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle. Want ek vind geen skuld in hom nie. Die verhaal gaan dan verder om te wys wat het die priesterhoofde dan verder met hom gedoen. En dan kom ons by vers 17 waar hy nou uiteindelik op pad is om gekruisig te word. Vers 17 sê: Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus, Golgotha. En daar het hulle hom gekruisig. En saam met hom 2 ander, een aan elke kant,
met Jesus in die middel. Ek gaan verder na vers 23 toe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel. Vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. En dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. Ek gaan so 'n bietjie verder na vers 28 toe. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan en die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisopstakkie gesit en dit teen sy mond gehou. En nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. By vers 32, toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle agter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af en sê sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Die laaste gedeelte vir vanoggend se teks, vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee en Josef het toe gegaan en die liggaam weggeneem. Nikodemus, wat in die keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was, om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. En daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Tot sover. Johannes se verhaal van Jesus word anders vertel as dit wat in die ander evangelies plaasvind. Die ander evangelies is heelwat vroeër geskryf as wat Johannes geskryf is. Johannes skryf sy evangelie eers 97 na Christus. Dit beteken daar was al omtrent so 55 jaar wat verbygegaan het vandat Jesus op aarde was, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en dan weer opgevaar het na die hemel. Teen die tyd wat Johannes sy evangelie skryf. En teen die tyd wat Johannes sy evangelie skryf, was daar al soveel geleenthede gewees waar mense gedink het oor wat Jesus kom doen het. Hulle het sy verhaal oor en oor vertel. Maar meer as dit, het baie mense vasgehaak by wat 'n wonderlike mens hy was. Want hulle het hom gesien leef. Hulle kon sy stem hoor, hulle kon sy oë sien, hoe hy 'n liefde uitstraal, hulle kon aan hom vat. Baie van die evangelies maak juis 'n groot ding daarvan, van alles wat Jesus as mens op aarde kom doen het. En ons het nodig om dit te weet, sodat ons kan verstaan hoe lyk dit as 'n God met ons werklik kan vereenselwig. Want hy het in ons skoene geloop. Hy weet hoe lyk dit om seer te hê, om swaar te kry, om moeg te wees, om moedeloos te wees, om verlate te voel. Jesus moes mens wees, sodat hy in ons plek kan sterf. Maar wat Johannes vir ons uitwys, is teen hierdie tyd besef hy dat hy moet vir mense weer herinner daaraan dat Jesus is ook ten volle God. So daarom baie van die verhale wat Johannes deel met in sy evangelie, fokus hy op iets anders.
In Johannes se verhaal is daar glad nie 'n kinderlewe van Jesus nie. Hy begin by die begin van alles, aan die begin was die woord daar, maar die feit dat Jesus gebore is deur 'n maagd Maria, is nie vir hom so belangrik nie. Dis nie nodig om te wys op sy menslikheid nie, want hy wys na God se goddelikheid en na Jesus se goddelikheid. Hy wys vir hulle hoe hy van die begin af daar was en hierdie plan gehad het om vir hulle te red. Hy wys ook dat daar is nie 'n ervaring waar hy versoek word in die woestyn nie. Jesus word nie versoek nie, want hy is God. Hy gaan uit wie hy is, die toets weerstaan. Hy hoef ook nie te wys dat Jesus gedoop is nie, want God en Jesus is een, God drie-enig. Hy praat van Johannes wat getuig van Jesus, maar daar's nooit 'n ervaring waar Jesus onder water gaan in Johannes nie. Ons sien ook dat Johannes nie die verhaal vertel van waar hy verheerlik word op die berg nie. Want hy's reeds God van die begin af. Hy hoef nie later verheerlik te word sodat die disippels kan besef wie hy is nie. Johannes weet van die begin af wie hy is. Johannes vertel ook nie waar hy op die ou einde aan die kruis hang en verlate raak nie. Want hy's God. Hy is met homself reeds. In dieselfde manier vind ons dat in Johannes se verhaal is daar 'n klomp veranderinge of 'n klomp ander fokuspunte vir Johannes as wat in die ander evangelies is. Dis nie vir hom belangrik om te sien hoe die mense klere voor Jesus uitgooi nie, want hy weet hy is God, nie net 'n koning nie. Die ervaring waar mense klere neergooi voor 'n mens het voor Dawid gebeur, 'n koning. Vir Johannes is dit eintlik so 'n klein dingetjie. Want hoe wil jy hom erken as net 'n koning? Jy wil hom erken as God wat jou gered het. Ons sien hoe hy ook dan niks maak van die Getsemane gebeure nie. Hy is nie moedeloos nie, hy is nie moeg nie, hy is nie bang nie, want hy is God. Hy hoef nie sy disippels te vra om saam met hom te bid nie, want hy weet wat volgende gebeur en hy is op pad soontoe doelbewus. Dit beteken nie dat hierdie goed nie plase vind dit nie. Dit beteken net dat Johannes op ander dinge fokus om sy verhaal te vertel van wie Jesus werklik is. Uit 'n perspektief uit van 'n wêreld wat glo dit was net 'n mens, net nog een wat op aarde geloop het. Wat ons wel sien in ons verhaal wanneer ons kyk na 'n lappe Paasfees, is dat in die hele verhaal van Jesus, van al die evangelies saam, speel lappe 'n belangrike rol. Die eerste ding is dat ons het lappe wat ons vir Jesus gee. Jesus se moeder vat lappe en sy dra hom toe wanneer hy gebore is en sy sit hom in 'n krib. Lappe beteken dat iemand vir jou sorg. Dat iemand mooi na jou kyk, dat sy moeder hom mooi veilig laat voel. Ons sien ook hoe lappe vir Jesus gebied word wanneer hy in Jerusalem ingaan. Mense erken hom as 'n koning. Nou lappe in hierdie vorm al reeds klere is nogal 'n duursame item in Bybelse tye. Om materiaal te maak vat lank. Vanaf dit wat jy moet groei of diere wat jy moet hê om dit te verwerk tot by die punt wat dit kan klere word, beteken dat kledingstukke is duur. Dit kos baie. En dit wat hulle doen vir Jesus, doen jy net vir 'n koning. Jy gaan nie jou boekleed uittrek vir enige iemand nie. Met dit saam kom daar 'n belydenis van hy is koning, hy is my God. Ek erken hom vir wie hy is. Ons sien ook hoe Jesus nie net lappe kry by mense nie, maar hoe hy ook lappe gebruik. Gisteraand het ons by ons tuinnagmaal hier binne gepraat, Henk het verwys daarna, hoe Jesus lappe vat en om sy middel bind. En wanneer hy dit doen, gaan kniel hy by sy disippels en hy was hulle voete. Jesus gebruik lappe nie om homself op te hef nie, maar om juis vir hulle te wys, dis hoe jy dien. Hierdie is hoe jy mens is. Hierdie is hoe ek God is. Ek is bereid om alles vir jou te gee.
Ek was jou skoon, jy het nie meer sonde nie. Nog 'n gedagte wat in Johannes uitkom en wat in Evangelies uitkom is waar 'n vrou op daardie stadium aan bloeding gely het en hoe sy aan sy klere vat, aan 'n lap vat wat net aan hom raak en sy genesing ontvang. Ons sien ook hoe Jesus lappe gebruik wanneer dit van hom weggeneem word. Wanneer hy aan die kruis hang, word sy klere verdeel deur mense. Tot 'n mate was dit die doel van wat die priesterhoofde probeer doen het. Hulle het probeer om die mense te verdeel dat hulle nie meer agter Jesus aanloop nie. Hulle het gehoop deur hom fisies sy lyf te breek dat dit sy momentum gaan breek. Dat hy nie meer 'n threat gaan wees vir hulle nie. Jesus gebruik juis hierdie geleentheid om die dood te oorwin. Ons sien hoe sy onderkleed een stuk is. En dit is belangrik dat Johannes dit uitwys vir ons, want ons is nie Jode wat in die Ou Testament groot word soos wat ons moet nie. In Eksodus 28 vers 31 tot 32 verwys die skrywer spesifiek daarna dat mense wat 'n onderkleed het, wat uit een sonnesome gemaak is, werk in die tempel. Aaron en die priesterhoofde moes dit aan hê. Dit was 'n teken daarvan gewees dat dit heel en eenheid saam met God is. Hulle is middelaar tussen die volk en God. As Jesus 'n onderkleed dra wat sonder soem is, verwys dit na sy priesterlikheid. Hoe hy reeds vir mense intree en middelaar is, selfs wanneer hulle hom op die ou einde kruisig. Ons sien ook hoe lappe hom mok, hoe hulle 'n perskleed om hom sit om hom te probeer in eer en skaamte laat afneem. Hulle dink deur vir hom te sê, kyk nou wat het nou gedoen, kyk hoe slaan ons jou terwyl jy hierdie kleed aan het, jy's skamstig koning. Is dit juis dat hulle eintlik ook erken en bely wie hy is. En dat hy as koning eintlik ten volle koning word wanneer hy aan die kruis is. Laastens erken lappe ook die feit dat hy God is, die feit dat hy koning is, die feit dat hy anders was as enigiemand anders. Nikodemus kom saam met Josef en hulle vat sy lyf en hulle berei dit voor. Die hoeveelheid mirre wat hulle saamgevat het, is die hoeveelheid wat jy sou vat vir 'n koning. Dis totaal en al oorbodig om 'n liggaam so voor te berei. En veral as 'n mens nou later die storie weet en jy weet 3 dae later staan hy op, was dit totaal en al onnodig. Maar hulle doen dit want hulle weet wie hy is. Ten volle God. Ten volle die persoon wat hulle red en vrymaak. Wat beteken hierdie lappe vir ons? Die wonder van hierdie lappe is dat ons het 'n geleentheid wanneer ons daaraan herinner word, wanneer ons daarna kyk, wanneer ons dink aan hoe Jesus se lyf toegedraai was in lappe, aan dit wat hy kom doen het. Hy het ons eers kom vrymaak van ons sondes. Hy het ons kom vergewe vir dit wat ons nog nie eers weet ons gaan doen nie. Hy het gemaak dat daar nie meer skeiding is tussen ons en God nie. Hy het gemaak dat ons met vrymoedigheid na hom toe kan gaan en kan sê, Here, ek maak foute. Ek is net 'n mens. As ons vandag kom en ons sê ons wil Jesus toedraai, draai ons hom toe ook met die erkenning en die wete dat ons skuld het aan die feit dat hy op daai kruis gestaan het. Wanneer ons na die lappe vanoggend kyk, dan besef ons ook dat ons is nie meer onder die wet vasgevang nie. Ons hoef nie meer alles te doen en te hoop dat dit ons gaan red nie. As ons genoeg kerk toe gaan kom, gaan ons op die ou en op 'n beter plek wees met die Here. As ons genoeg tiendes gee, gaan die Here ons beter vergewe. As ons genoeg liedjies sing en ander mense vertel van hom, gaan ons op die regte pad wees met God. Ons is vry daarvan.
Ons is vergewe. Die dood wat Christus aan die kruis gesterf het gemaak, dat al wat ons hoef te doen is soos die een aan sy kant sê ek glo. En dan sy vry. As ons die lappe sien wat ons in toegedraai is, dan is ons vry van die dood. Ons hoef nie te vrees dat wanneer ons oë toemaak dat alles verby is nie. Ons kan weet dat ons 'n ewigheid saam met God het. Wanneer ons Jesus in lappe toedraai, dan weet ons ook dat ons hoef nie meer te vrees en skuldig te voel vir alles wat ons al verkeerd gedoen het nie. Dat die verhouding kan herstel word. En dat dit herstel is. Nie op wat ons doen en hoe oulik ons is nie, maar op dit wat Christus gedoen het aan die kruis. Wanneer ons in Jesus in lappe toedraai, dan besef ons dat die mag van die vyand is gebreek. Dat daar is niks meer wat hulle aan ons kan doen, wat Christus nie alreeds oorwin het nie. Wanneer ons Jesus in hierdie lappe toedraai, dan weet ons eintlik wie ons is. Ons is kinders van God. Ons is gelief. En niks wat ons doen om ons lappe so vuil te maak, alles waar ons leef daagliks, dit wat ons hande vlek, kan meer teen ons gehou word nie. Christus het dit betaal. En meer is dit, hy het dit kom skoon was. Ek gaan ons 'n geleentheid gee, nou na die erediens wanneer ons uitbeweeg. Op die stoele is al rooi linte. En hulle vlek nie jou hande soos my nou gevlek het nie. Maar dalk is jy vanoggend bewus daarvan dat jy het ook 'n aandeel aan Jesus aan die kruis. En dalk is daar nog iets wat jou toegedraai hou, wat voel dat jy kan nie regtig leef soos iemand wat vry is nie. Jy kan nie leef soos iemand wat Jesus vrygemaak het nie. En ek wil jou uitnooi om wanneer jy met daai lint in jou hand staan, om dit aan die kruis te gaan sit en dit daar te los. Jy is nie meer toegedraai deur alles wat jy al verkeerd gedoen het nie. Net soos wat Jesus later opgestaan het en nie meer toegedraai is nie. Moenie toelaat dat dit wat jy van oortuig is wat maak dat daar skeiding is, aanhou om skeiding te bring nie. Vandag op Vrydag wil ons nie te vinnig vorentoe spring na Sondag en alles is vergewe en alles is fantasties en ons leef en ons is besig om te vier nie. Vandag wil ons net eers staan en sê, ons erken. Ons het 'n aandeel daarin. En ons is so dankbaar dat Christus daai prys kom betaal het. Mag jy vandag daarvan bewus wees. En mag jy dit by die kruis los, waar dit hoort. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons nie meer gevlekte hande het nie. Dat dit wat ons verkeerd doen, dit waar ons gedagtes versoek word en waar ons partykeer selfs val daarvoor, dat dit deur U vergewe is. En al wat ons hoef te doen is te glo. Here, vandag wanneer ons so bewus is van dit wat U prys, wat U betaal het op die kruis, mag ons juist dan ook beleef dat U dit doen omdat U lief is. Dat U vir ons lief is. Dat U vir my lief is. En dat U gekies het om dit te doen vir ons. Maar ook vir my. Here, mag ons dit nie meer net vashou vir onsself nie, Here, maar mag ons uitgaan in hierdie wêreld en in hulle gaan vertel van hoe U toegedraai was. Omdat U vrygemaak het. Omdat U vergewe het. Omdat U lief gehad het. En dat dit die moeite werd was ook vir hulle.
Here, ons sal nooit genoeg kan dankie sê nie. Maar mag ons vandag weer probeer. Mag ons U eer op die manier hoe ons vir U lief is. Amen. Ons aanbiddingsspan gaan vir ons bedien met 'n lied. En ek wil vir jou vra terwyl ons so sit om eers net na mekaar toe te draai as jy iemand ken wat jy mee gemaklik voel. Om dalk met hulle vanoggend te deel. Wat het vanoggend weer vir jou nuut geword? Wat het jy weer van bewus geword? As dit kom by die lappe waarin Jesus toegedraai is en jou aandeel daaraan. Fransja gaan vir ons dan spontaan begin. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ons sing. En daarom sal ek sing. Kom ons staan op, kom ons sing. Oh, daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis by Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ons kom vanoggend omdat ons diep dankbaar is vir dit wat Christus gedoen het. En dat ons oortuig is daarvan dat ons nooit die prys kan betaal nie, ons kan dit nooit koop nie. Maar ons kan wel ander help. En ek wil vir julle graag vra, ons gaan ons dankoffers nou doen. Dalk uit die feit dat ons vanoggend iets gee, kan iemand anders ontvang. En kry hulle ook 'n geleentheid om vir Here dankie te sê. So enigiemand is wat my wel kan help daarmee, sal ek dit baie waardeer. Ek het vroeër genoem dat daar rooi linte is en dit is oorals hier onder veral. Ek wil vir jou graag vra as jy in jou huisgesin een sal vat en dan sal iemand is daarbo wat nog wil kry, asseblief kom kry onder en praat met mekaar oor dit wat jy by die Here se kruis neersit.
Wat is dit wat jou hande gevlek het, wat jy vandag kan oorgee? En julle is welkom uit buite, daar's 3 kruise buite, om dit daar so te kan gaan ophang. Vat die tyd. Ek gaan vra dat ons in stilte uitbeweeg, ons gaan stelselmatig die ligte afsit soos ons gaan. Juist omdat ons onsself herinner dat dit 'n tyd van donker is, wanneer Jesus gekruisig is. En dat dit stil is, tot opstanding Sondag toe. Ek wil jou graag uitnooi om saam met my te staan en lees ek die geloofsbelijdenis van Nisea, maar slegs tot waar ons vandag is, op Goeie Vrydag. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader vir alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie in alle dinge ontstaan het. Ons glo dat hy, wat ter wille van ons, die mens en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees en uit die Maagd Maria, mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei het en begrawe is.